Welkom by ouma Martie se kombuis. Ek gaan gou vir julle wys hoe om heerlike vlaaskywe te maak. Dis amper 'n melktert papmengsel wat ek aanmaak. Wat ek nodig het is 'n bak om dit in te maak, 1 pakkie kriemkrekkers. Ek het 1 liter melk nodig, 1 koppie suiker en 50 gram margarine. Dan het ek 'n 100 ml koue water, gewone kraanwater. Ek het 'n half koppie koekmeel en ek het 'n 100 ml Messina mielieblom nodig. 3 eiers waarvan die eiers geskei is. Hier staan die eier geel en die wit. Ek het 15 ml vlaapoeier nodig, 2 ml sout en 1 teelepeltjie 5 ml vanilla nodig. Hierdie is om dit mee af te rond. Dis so 2 koppies versiersuiker, 40 ml kookwater en dan net kersies wat ek bo op elke stukkie gaan sit, net vir die mooiheid. Ek het 'n versierbuis met 'n gewone ronde puntjie waarmee ek die versiersuiker bo op gaan sit en my klitser om hierdie goed te klits. Voor ek my melk gaan kook, gaan ek eers die koekies inpak, want as my mengseltjie gekook het en dis reg, dan wil ek dit dadelik ingooi. Dan wil ek nie nog bodder met kom eers koekies pak nie. Omdat my bak nie reg op kante het nie, moet ek die kriemkrekkers op 'n manier pak dat ek weet die skyfies kom ooreen, die snitte in die kriemkrekker kom ooreen om 'n mooi vlaaskyfie uit te haal. Dis vir my belangrik dat die gleefies van die kriemkrekkers mooi oor mekaar kom. So as ek nou bo op die tert 3 koekies so sit, dan kom dit mooi ooreen met die onderste gleefies. Gooi my melk in en my suiker en my margarine. Nou moet jy hom maar 'n roer gee en laat hy suiker net half oplos, want anders gaan die suiker vasbrand. Aan hierdie kant het ek nou my 100 ml water, ek gooi my meel by, ek gooi my Messina by, 'n bietjie sout, my vanilla, vlaapoeier, eiergele. En dan meng ek dit net deur, tot daar niks klonte in is nie. Julle kan sien die margarine is al besig om te smelt, en natuurlik kan jy enige tyd botter gebruik, as dit is wat jy verkies. Ek gaan hierdie mengseltjie mammoet klits, hy wil nie met 'n lepel deurroer nie. Ek gaan nie wag tot my melk kook nie. Ek het gevind dat as ek eers my melk kook, laat dit fisies opborrel en ek gooi dan my mengseltjie in, dan is dit geneig om verskriklik baie klonte te maak. Al my margarine is gesmelt, ek gaan my mengsel ingooi, maar 'n straaltjie en roer aanhoudend. En nou moet jy roer, nie staan en speel nie, want nou begin dit vasbrand onder, tot die mengsel kook. Hy kook redelik, soos julle kan sien, so ek gaan nou my stoof afsit, en gou my eierwit klits. My eier is reg. Soos julle kan sien, is my mengsel baie klonterig. Ek het dit nie die eier en die eiergeel en die meel en die Messina mengsel baie goed deurgeroer nie. Dit het vir my gelyk of dit reg is, maar dit het nou so uitgekom. Gelukkig verander dit niks aan die smaak nie. As jy jou nou goed meng, sal dit glad uitkom. Ek gaan nou van die mengsel op die eierwit skep, en dit eers die eierwit hiermee meng. Dit is net baie makliker as om hierdie eierwit in hierdie kokende goed te probeer inroer. Ek gaan dit nou met 'n metaallepel inmeng. So ek gaan dit hierbo opgooi. Hy val redelik mooi uit. En dan of mens dit net so invou. Ek gaan nou
weer my plaat aansit, ek gaan dit weer tot kookpunt bring, dat my eier net gaar word. Want die ding word mos nou nie weer gebak nie. En as die eier gaar is, dan hou hy net soveel langer. En hy kook redelik vinnig, soos julle kan sien. Hy's reg, en ek gaan dit nou op my koekies gooi. Ek gaan eers hier onder 'n laagie skep, dat die koekies net op hulle plekke bly. Ek probeer nou my koekies pak, dat hulle presies oor die onderstes is. Druk hulle maar so bietjie vas. Nou gaan dit staan, tot dit heeltemal afgekoel het. En dan sal ek vir julle wys hoe die versiersuiker op te sit. Ek gaan gou my vlaaskywe klaarmaak. Ek het 'n bakkie, ek het hom warm gemaak met bietjie kookwater. Ek het 40 ml kookwater, wat ek daarby gaan ingooi. En dan gaan ek versiersuiker inskep, tot dit 'n pasta is. Ek nog daarmee kan werk, want ek wil nou patroontjies met my buis op my vlaaskywe maak. My vlaaskywe het vir 2 ure in die yskas gestaan, so die mengsel is koud. Dis nou yskas temperatuur. Ek het nou 2 koppies versiersuiker hier. As dit te min is, kan jy net nog bietjie bygooi. As dit styf word, dat jy nie meer daarmee kan werk nie, kan jy dit enige tyd in die mikrogolf net vir 'n half minuut of 15 sekondes of so insit, dat hy net weer warm word. En jy kan dit natuurlik nou die hele mengseltjie net bo-op gooi en hom smeer ook. Ek wil graag 'n patroontjie daarmee opdruk. Hierdie is nou reg, dink ek. Ek sal sê, as jy begin, vat net eers so 30 ml kookwater. Dit behoort reg te wees vir jou 2 koppies versiersuiker. En natuurlik kan jy nou enige kleursel ook hierby gooi. En of vir watse geleentheid jy dit maak, kan jy self besluit of jy 'n kleur hier wil bygooi. Ek gaan kersies oppak, so ek gaan nie my versiersuiker kleur nie. Daar is my versiersuiker klaar. Ek gaan net gou my kersies oppak. As jy wil en nie kersies wil opsit nie, kan jy net sjokolade smelt en dit nou in die teenoorgestelde wat ek nou my krulletjies gemaak het, kan jy nou so grootes maak, sjokoladestreepies vir afwisseling of net 'n ander patroontjie daarop sit. Daar's hy klaar.